Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Huisfix. Ek wil jou vra, wanneer laas het jy so 'n bietjie gevoel jy moet jouself 'n bietjie voorberei vir 'n geleentheid, vir 'n ontmoeting? Dit gebeur so maklik dat ons partykeer weet ons is op pad na 'n vergadering toe of na 'n ontmoeting of selfs na 'n familiesamekoms en dan besef ons maar net, weet jy, daar's 'n stukkie voorbereiding en dan praat ek glad nie van fisiese voorbereiding, die hare kam en die kleertjies aantrek en daai goedjies nie. Ek praat van soms ook 'n stukkie psigiese voorbereiding. Veral is dit 'n bietjie van 'n belangrike byeenkoms is waar daar belangrike besluite geneem moet word en mense se antennes maar 'n bietjie moet opwees. In Jesaja hoofstuk 6 kry ons die baie interessante ding dat ons lees van Jesaja wat hierso sê in hoofstuk 6 vers 1: In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien en hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. En by hom was serafs wat hom gedien het en dan gaan hy bietjie aan en sê hierdie serafs het derentyd uitgeroep heilig, heilig, heilig. Dit laat ons as gelowiges soms maar net wonder, maar hoe gebeur sulke goeders? Ek kan nou met baie eerlikheid sê dat ek nou nie kan sê dat ek al so 'n ontmoeting met die Here gehad het waar ek kan sê ek het hom gesien nie. En tog in 'n sekere sin sê die Bybel ons God ook kyk, niemand kan my ooit sien nie. So mens moet aanvaar dat as Jesaja hierdie sê dan het die Here maar net 'n gedeeltetjie van sy heerlikheid aan Jesaja bekend gemaak om Jesaja, ek dink seker te inspireer om aan te gaan. En ek dink dis 'n belangrike punt. As 'n mens 'n bietjie vorentoe in die Jesaja boek lees, dan kom mens gou agter dat Jesaja was diep bekommerd oor sy volk se geestelike toestand, die toestand wat geheers het, dat die volk nie meer nougeset naby die Here leef nie, dat die uiterlike dinge nog daar is, maar geen diepte nie. En hierdie ding het hom bekommerd, en dan lyk dit vir my, as Jesaja genoeg gedink het hieroor, gebid het hieroor, geworstel het daarmee, dan kom die Here met 'n stukkie openbaring van sy heerlikheid om vir Jesaja 'n nuwe inspirasie te gee, 'n nuwe rigting te gee. En dit het my maar net laat dink, miskien is daar meer van ons wat meer kere 'n bietjie streef daarna of verlang daarna om 'n nuwe ontmoeting met God te hê. En dit lyk vir my, die groot probleem lê nie eintlik by hoe groot God is nie. Trouwens, die natuur openbaar hy hom aan ons so dikwels in sy grootheid en almag, maar ons kan baie keer by die groot dinge in die natuur verbystap, omdat ons gedagtes net gefokus is op ons wêreld, terwyl dit daar is. En ek dink net so kan ons in ons stilte tyd en ons ontmoetingstyd met God by die groot dinge verbystap, omdat ons gedagtes nog so geokkupeer en ingedring en deurdring is met die wêreldse goed. En dit lyk vir my, daar is tog iets daaraan om sommer net baie keer 'n stukkie stil te word en te sê, kyk, ek gaan net myself weer 'n bietjie oopstel, bewus maak van dit in die lewe wat ook vir God belangrik is, want dit is wat met Jesaja gebeur voor hoofstuk 6. In sy hart sit die Gees 'n stuk bewoonheid, 'n stuk hartseer oor die toestand van die mense rondom ons, van sy eie volk. En ek dink 'n mens kan dit ook in hierdie wêreld van God vra, Here, maak my bewus van dit in my wat U nog sou wou verander, dit wat U sou ontstel, dit wat U sou raak sien en dalk vir 'n profeet sou sê en vir my te kom sê, want dit is tipies wat gebeur het met die volk Israel. God gebruik die profeet om vir hulle te gaan sê, hoor, hierdie goeders in jou lewe is nie in plek nie. En ek dink ons kan dit in afhanklikheid voor God ook sê, Here, kom wys vir my U grootheid, dat ek 'n slag weer in my lewe U met agting en met toewyding kan dien, verstom kan staan voor U grootheid, U genade en U liefde. Kom ons vra dit van Hom. Vader, maak ons in hierdie tyd bewus van die gebrokenheid in ons eie lewens. Maak vir ons so bewus dat ons sal soek na U grootheid en U openbaring. Here, ons weet ons sal U nooit sien soos wat ons U sal sien by die wederkoms nie. Maar hier kan U tog iets van U grootheid, U heiligheid aan ons openbaar. En ons bid dit van U in Jesus naam. Amen.